Goeienaand. Het lyk of die jakkals gevang het onder ons, maar dankie vir julle kinders wat gekom het. Ek is bly om julle hier te sien. Ja. Ons gaan lekker saam sing 3 liedjies. En ons gaan by lied 197 begin. En ons sing die eerste twee verse. Dan gaan ons na lied 200 toe as ek reg het. En ons sing die eerste 3 verse. Dan gaan ons terug na lied 178 toe. Hoe wil jy hom hê met ons omsing? 2 maal deur. No, no, bis,
'n oombliekie wag en dan sal ons begin. Dankie. Vriende, hartlike goeienaand. Het is lekker om julle elkeen hier te sien. En mag ons samesyn werklik wees tot eer van ons Here. Sonder om tyd te mors, kom ons raak stil. En ons nader ook tot die Here. Sing vir die Here 'n nuwe lied. Sing vir die Here o ganse aarde. Sing vir die Here, prys sy naam. Verkondig sy verlossing van dag tot dag. Dis hierdie almagtige God wat ook vanaand vir jou en vir my hier verwelkom. Hy wat die Vader en die Seun en die Heilige Gees is. Kom ons sing vanaand 'n lied, een van die Pinksterliedere, lied 442, en ons sing daar die eerste vers saam. Gees van God wat in my woon, preek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom my heilig my. Troos my, sterk my, leer my. Gees van God kom heilig my, preek die woord vir my. Ek wil hê dat ons vanaand 'n gedeelte uit Galasiërs 5 sal saam lees. Galasiërs 5, ons gaan daar van die 13de tot die 26ste vers saam lees. As jy die woord van die Here daar voor jou oop het, kom ons raak stil en vra ook dat hy vir ons in hierdie oordenking sal lei. Here, wat 'n wonderlike voorreg om hier na die dag se bedrywighede
rustig te kan word hier in u teenwoordigheid. Hier in u huis. Dankie dat ons bevoorreg is om dit te kan doen. O Heilige Gees, ek wil ook sommer hier aan die begin vir u kom vra. Wil u met elkeen van ons vanaand spesifiek kom praat? Dankie dat u hier is en ja, ons verwelkom u tussen ons. Dankie vir die voorreg om in u teenwoordigheid te wees. En wil u vir ons ook in hierdie aand ook 'n verdere gedeelte van C.S. Lewis se gebed kom oopbreek. Ja, wil u vir ons lei. En wil u vir ons duidelik maak wat dit beteken om deur u gelei te wees. Dankie ook vir die woord wat ons nou gaan lees en wil u ook dit op ons harte ingrafeer. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Galasiërs 5 dae vanaf die 13de vers. Julle broers is tog tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik sodat dit aanleiding gee vir die vlees nie, maar dien mekaar deur liefde. Want die hele wet word in een uitspraak vervul. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As julle mekaar byt en verslind, pas op dat julle nie deur mekaar verorber word nie. Maar ek sê, leef deur die Gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees begeer teen die vlees. En die twee opponeer mekaar sodat julle dit wat julle ook al wil, nie kan doen nie. As julle egter deur die Gees gelei word, staan julle nie onder die wet nie. Die praktyke van ons vlees is goed bekend, naamlik onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespraak, skeuring, afguns, dronkenskap, gevyf en hierdie soort dinge, waarteen ek julle nou weer waarsku, soos ek julle vroeër gewaarsku het, naamlik dat diegene wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie 'n wet nie. Almal wat aan Christus Jesus behoort, het hulle die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. Aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Laat ons nie verwaand wees, maar in mekaar uitdaard of op mekaar jaloers wees nie. Tot sover. Vriende, gisterand het ons gesels oor die Heilige Gees wat jou en my vul. En ons het by 7 dinge, 7 tekens stil gestaan wat dan manifesteer as ek en jy werklik die Gees in ons het. En ek lees dit vir julle vinnig weer. Jy is verseker van jou redding. Jy weet dat Jesus Christus gekom het om jou vry te koop deur sy kruisdood, deur sy bloed wat hy vir ons gestort het. Jy is verseker in jou stryd teen die sondige begeertes in jou. Dit wat jy altyd na gesmag het, is nie meer belangrik nie. Jy brand van liefde vir die Here. Jy begeer die woord,
die waarheid wat dit leer. Jou begeertes en prioriteite verander totaal en al. Want dit is nie meer jou begeertes nie, dit is God se begeertes. Jy ontwikkel 'n bo-natuurlike eerlikheid en vrede. Hierdie wêreldse goed is nie meer vir jou belangrik nie. En jy straal God se teenwoordigheid uit. Nou vriende, dit is presies hier wat ek en dalk julle ook in 'n dilemma is. Want dalk ervaar jy ook soos ek, dat ek nie al hierdie 7 goed in my lewe het nie. En tog moet ons eintlik vir mekaar bemoedig deur te sê, maar as van hierdie goeders al beginne manifesteer in jou lewe, as van hierdie goeders teenwoordig is in jou lewe, dan moet jy weet, die Heilige Gees is beslis aan die werk in jou. Maar dit beteken ook dat ek nog nie die eie ek totaal en al uit my lewe uitgeskuif het nie. En hartseer genoeg, ek en jy kan nie deur die Gees totaal en al beheer word as ons nie die eie ek afsterf nie. Ek wil vir julle 'n T-shirt wys wat vir geleentheid na ons kant toe gekom het. En ek weet dit is nie soos hulle sê kansel taal nie. Maar dit is presies wat moet gebeur met jou. Met jou eie ek. Die eie ek moet vrek. Letterlik. En as dit nie jou uitgangspunt is nie, kan die Heilige Gees nie in en deur jou lewe nie. So vanaand gaan ons verder. En ons gaan kyk na die Heilige Gees wat my lei. Die Heilige Gees wat my leer hoe om in sy teenwoordigheid te kan wees. Want as ek in sy teenwoordigheid is, gaan ek deur hom gelei word. Nou in Johannes 14 beloof Jesus aan sy disippels dat hy, wanneer hy opvaar na die hemel, definitief nie een van sy volgelinge alleen sal laat nie. Hy sal seker maak dat daar iemand is wat by ons as gelowiges kan wees. En daarom het hy gesê daar in Handelinge 2 wat ons gisterand na gekyk het, dat die Heilige Gees oor elkeen sal kom daar in Jerusalem. Om te besef dat jy die werklikheid van die Heilige Gees se teenwoordigheid kan ervaar, is nie iets wat abstrak is nie. Dis nie 'n idee nie. Dis nie 'n vreemde krag wat jou inwerk of deur jou werk nie. Nee, wanneer die Heilige Gees in jou is, en wanneer jy in sy teenwoordigheid is dit letterlik hy, die persoon, die Heilige Gees, wat lewend en aktief in ons aan die werk is. Hy spreek tot jou en my hart. En elke tree wat ons mag gee in die lewe, sorg hy dat ons reg sal trap. Ja, daar is baie uitdagings. Maar as ek en jy in afhanklikheid van die Heilige Gees funksioneer, dan kan ons nie anderster as om binne die wil van God te wees nie. En daarom dan hierdie vraag. Het jy al ruimte in jou gemaak dat die Heilige Gees in jou kan werk? Het jy al
lank genoeg stil geword, sodat jy sy stem kan hoor. Jy sien ons daaglikse roetines, en gelukkig is ons nie in 'n stad nie, maar elkeen van ons is besig met ons eie gejaagde lewe. Daar is nie tyd vir God nie. Of ons maak nie tyd sodat ons werklik al die geraas van die lewe daar buite net agter kan laat en kan sit by hom nie. Om in die Heilige Gees se teenwoordigheid te leef is nie moeilik nie. Maar jy en ek moet vir hom daarvoor vra. Ons moet aan die ander kant vir hom ruimte maak sodat hy met ons kan praat. En dit alles kan begin deur 'n eenvoudige maar baie opregte gebed. Heilige Gees, in hierdie dag nooi ek U om deel van my lewe te wees. Ja, dit is 'n gebed. Dis eenvoudig. Maar raai wat? Dis ook 'n spesifieke aksie wat jy neem om jou oop te stel vir die Heilige Gees. En wanneer jy dit doen, begin dit iets binne jou verander. Jy sien die lewe anderster. Jou prioriteite verander. Dis nie meer die ek wat belangrik raak nie. Maar hoe weet jy dat jy die Heilige Gees se teenwoordigheid betref? Eenvoudig. Jy en ek gaan kyk na die vrug wat in ons lewe besig is om te manifesteer. Sy vrug. En dit is nie net 'n ideaal nie, maar dit is 'n bewys dat die Heilige Gees in die werk is binne in jou. En as jy dit nie in jou lewe sien of ervaar nie, is dit ook God se manier om jou uit te nooi om te sê, kom nader, laat ek vir jou ook in hierdie geheimenisse kan innooi. Die Heilige Gees is juis uitgestort om in hierdie lewe jou en my by te staan, vir ons te lei, maar ook vir ons te versterk. Met ander woorde, hy is die heeltyd by ons. Nie een oomblik is ons alleen nie. En hy is nie net by ons nie, hy gaan ons vooruit op die pad om vir ons die pad voor te berei. Ons het dus ook gehoor dat die Heilige Gees se koms is die vervulling van God se belofte in Johannes 14. En ons weet van die rol en die doel wat hy met ons lewens het. Die Heilige Gees is gestuur om 'n gids vir jou en my te wees. Hy's gestuur om ons trooster te wees wanneer ons in moeilike situasies is en wanneer ons tot die uiterste toe beproef word. En ons weet dat hy die bron, die goddelike kragbron is wat ons op kan staatmaak. Hy is die God wat in ons woon. Hy is die God wat in ons woon. God die Vader is die God vir ons elkeen. En Jesus is die God by ons. Nou, ons het ook gisteraand en Sondag gehoor dat Romeine 8 sê dat as jy Jesus as jou verlosser en saligmaker gekies het en liefhet en glo, dan weet jy die Heilige Gees woon in jou. En dan is dit noodwendig ook
hierdie vraag wat kom, erken jy dat die Heilige Gees se teenwoordigheid in jou is? Baie weet wel dat die Heilige Gees wel bestaan, maar min van ons, regtig min van ons, weet werklik wat die omvang van sy krag behels. Die Heilige Gees is ook die Gees van die waarheid. Dit beteken dat hy God se woord aan elke gelowige duidelik maak, verstaanbaar maak. En jy sien, juis wanneer ons die Bybel oopmaak en daaruit lees, open hy ons oë sodat ons kan sien en verstaan. En sonder die Heilige Gees is die Bybel letterlik net 'n gewone boek. Dis die Heilige Gees wat dit vir ons lewend maak, deur sy leiding. Die Heilige Gees oortuig ons van die sonde wat in ons nog is. Dit mag baie ongemaklik voel vir jou en my, maar dit is eerder een van die heel belangrikste dinge hierdie, die gawe wat die Gees het, om vir ons daarop onsself te laat let, watter sonde nog skeiding maak tussen hom en ons. Nie net die sonde alleen nie, die ongeregtigheid wat ons mee lewe. En dan, dat weet hy ook vir jou en vir my, wat 'n oordeel daar aan die uiteinde op ons wag. Die Heilige Gees wys vir ons daardie dele van ons lewe nog uit om wat jy en ek nog moet verander. Maar dit is ook hy wat vir ons die krag skenk om hierdie dinge te kan oorwin. Hy gee ons ook aan om geestelike gawes te ontdek. Dit is 'n lys van gawes. Ons het dit net te gelees. Maar daar's ander gawes soos genesing en geloof en profesie en wysheid. En al hierdie dinge is bo-natuurlike gawes van die koninkryk van God. Wat aan die uiteinde nie vir jou gegee is om vir jouself te hou nie, maar gegee is om vir ons as gelowiges tot voordeel te wees. Die Heilige Gees kan ons ook in hierdie moeilike tye wat ons tot in hierdie oomblikke, hier en nou in leef, vir ons vertroos en vir ons eintlik help om dit te kan oorkom. Deur dit alles wil hy vir ons herinner, maar jy is nie alleen nie. Ek is by jou, ek sal jou versterk, ek sal jou help, ek gaan jou nie alleen laat nie. En hy is die bron van die goddelike krag, soos ons ook gehoor het. En die disippels moes juis wag, daar in die boefvertrek, daar in Jerusalem, soos wat Christus vir hulle gesê het, om juis hierdie ongelooflike groot gawe van God te ontvang. 'n Gawe om 'n oorwinnende lewe te kan leef. Ook om die sonde te oorwin en om ander lief te hê en om standvastig in die geloof te wees. Sonder die Heilige Gees dink ons dat ons met ons eie beperkte dinge, eie beperkte krag, dinge kan oorbrug. Maar is fisies onmoontlik. Sonder die Heilige Gees is jy en ek tot absoluut niks in staat. Die Heilige Gees kom en hy leer ons. Hy is ons leermeester. Hy help ons nie alleen om die woord van God te verstaan nie, maar ook om dit in ons lewens toe te pas. Jesus sê daar in Johannes 14 dat die Heilige Gees sy disippels alles sal leer. Alles sal leer wat hy vir hulle geleer het en hy sal hulle herinner aan dit wat hy vir hulle
ook geleer het. Die Heilige Gees is altyd daar. Reg om jou te lei in die waarheid. Is jy reg om hom ten volle in jou te verwelkom, sodat jy kan verander? Ons sukkel om voluit in sy teenwoordigheid te leef. Ons sukkel. Hoekom? Ons verlang om nader aan God te wees. En dan ervaar ons hierdie afstand van sy Gees. Die rede hiervoor is dat daar soveel hindernisse is wat indruis in ons lewens, wat ons verhoed om die Heilige Gees se teenwoordigheid in ons te verwelkom. Sy teenwoordigheid is nie altyd dadelik in jou en my sig, maar is genoeg om vir jou en my nader God die Vader te bring. En wanneer ons na hierdie redes kyk, na hierdie hindernisse kyk, dan sal ons besef waaroor dit eintlik gaan. Een van die mees algemene probleme is afleidings. Hoeveel van ons het nou al vanaand hier gesit aan hoeveel ander dinge gedink? Jou vyand gebruik alles tot sy beskikking om jou in beslag te neem, om jou van hom af weg te neem. Dis hierdie konstante geraas van alles behalwe God wat jy hoor. En dan kom Psalm 46 en herinner ons om stil te raak. As ek en jy nie tyd maak om by hom uit te kom en rustig te wees en te besef dat hy in stilte met ons gaan praat nie, gaan ons soveel mis. Die volgende ding is twyfel. Ons twyfel baie keer en wonder, maar is die Heilige Gees nog steeds aan die werk in ons? Hoe kan ek en die Heilige Gees dan werklik saam met mekaar beweeg as ek dit nie voel nie? En weer eens dan oor ons, maar dit gaan nie oor gevoel nie, dit gaan nie oor emosie nie. Ek en jy moet weet, hy is aan die werk. God het beloof dat hy in ons is, as ons Jesus Christus ons verlosser maak. Jy sien, en dan kom daar nog dinge soos skuldgevoelens en skaamte by. En dat kan ons verhinder om die Heilige Gees se teenwoordigheid te beleef. En as ek by die verlede se foute en se sondes wil vashak, gaan ek nooit besef, maar hy het soveel meer vir my en jou in gedagte nie. Romeine 8 se eerste vers kom sê juis vir ons, luister, daar's geen veroordeling meer vir julle wat in Christus Jesus is nie. So as ek en jy vergifnis kom vra, is dit hy wat vir ons vryskel. Ons moet ook onthou dat die Heilige Gees nie gekom het om ons te oordeel nie. Hoor dit asseblief. Die Heilige Gees is nie die taak opgelê om die mens te oordeel nie. Maar hy het gekom om ons gees te vernuwe, om ons te kom herstel en ons in vryheid te lei. Maar dan kom maar weer 'n ander ding, ons vrees om oor te gee aan die Heilige Gees.
Is daarom te lekker om self in beheer te wees. En alvorens ek en jy nie tot daar by daai punt gaan kom om te sê, Heilige Gees, asseblief, ek kan nie meer nie. Gaan dit nooit ooit gebeur dat hy jou ten volle kan lei nie. Hy is die getroue God, hy sal jou, soos die Engelsman sê, nie drop nie. Hy sal nie jou drop nie. Hy sal jou paaie gelyk maak. En daarom wanneer jy die Heilige Gees in jou toelaat, en jy hom gehoorsaam, vind jy daardie vrede wat hy beloof het. Daardie rustigheid om werklik van hom afhanklik te kan wees. En tog is daar onkundigheid by jou en my oor die Heilige Gees. Baie mense verstaan nie werklik wie die Heilige Gees is nie, of hoe hy te werk gaan nie. Hulle weet dalk dat hy deel is van die Drie-enige, maar nie dat jy met hom in 'n persoonlike verhouding kan staan nie. Hierdie misverstand maak die verstaan van sy teenwoordigheid in jou so moeilik. En dit verhoed jou om sy stem te hoor. En daarom is dit so belangrik om sy woord te bestudeer en om tyd in gebed met hom deur te bring, sodat ons verhoudinge met die Heilige Gees van krag tot krag kan gaan. Daar's 'n geestelike droogte baie keer by ons. Partykeer voel ons ver van God af, al doen ons al die regte dinge, al lees ons Bybel, al bid ons, al kom ons kerk toe. Onthou maar net, dit gaan nie oor gevoelens nie. Dit gaan nie oor emosie nie. Dit gaan oor die feit dat hy in jou aan die werk is. En dan die volgende paar, wat ek dink baie keer hier binne in ons as gemeente nog aan die werk is, aan die afkraak is. Trotsheid. Ons dink baie keer dat ons die lewe kan leef op ons eie. Ons het hom nie nodig nie. Ons maak op ons eie kragte staat. Ons eie wyshede is mos genoeg. En vergeet dat hy die bron van krag is. Ons bron. Sonder hom is ons regtig tot niks in staat nie. Ons kan niks bereik nie. Onvergewensgesindheid is die volgende. En hartseer. Regtig, dit is vir my een van die grootste probleme, dat ons vashou aan bitterheid of 'n wrok wat ek vir jare saam met my dra. En ek verhinder die Heilige Gees om my uit te lig, om uit te styg. Jy sien, dis wanneer ons mense vergewe, dat die Heilige Gees dit moontlik maak dat jou en my hart kan genees, dat ons kan herstel, en dat hy met ons na plekke toe kan gaan wat ons nog nie eens gedroom het nie. En letterlik, ons onderskat die Heilige Gees. En net daar beperk ons alles wat hy vir ons in gedagte het. Ons dink, dit gaan net oor geestelike
groei. Dit gaan net oor dat hy aan die werk is op geestelike vlakke, maar die Heilige Gees wil op elke vlak wat jy aan kan dink, wil hy vir jou en my lei. Hoe kan ons hierdie teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewens dan prakties gaan soek, gaan beoefen? Die antwoord is om oor te gee en om te besluit om so te wil leef. Met ander woorde, laat ons gewoontes letterlik moet aanleer om die Heilige Gees toe te laat om in ons te doen wat hy wil. Nie wat ek en jy wil nie. Die eie ek moenie daar eers ter sprake kom nie. Maar hoe? Deur 'n gebedslewe aan te kweek. Baie van ons het dit afgeleer. Partykeer maak ons dit net 'n roetine. Maar jy en ek moet dit intentioneel doen. Moet moeite doen om by God uit te kom en ons hart met hom te deel. Begin elke dag deur die Heilige Gees in elke oomblik van jou lewe in te nooi. Verwelkom hom. Vra vir hom leiding vir die dag wat voorlê. Die tweede ding is prioritiseer tyd in God se woord. Nie in wat nie, in God se woord, nie in dagstukkies nie. God wil hê jy moet by hom uitkom. Nie by 'n dagstukkie nie. Hy wil hê dat jy deur sy Heilige Gees daarin gelei sal word. Jy moet mediteer. Jy moet gaan dink en weer dink oor wat die Here vir jou in daai stukkie, spesifieke stukkie wil sê. En dan moet jy hom lofprys. Hy is die een wat letterlik al ons lofwaardig is. Dit gaan nie net oor liedere nie. Dit gaan nie net oor sing nie. Dit gaan om jou hele lewe in lyn met God te bring. Deur woorde, deur musiek, deur kuns, deur God te ervaar. Word stil. Gaan soek stilte en gee kans laat hy met jou praat. Raak so stil en wag totdat hy met jou praat. En om gehoorsaam te wees wanneer die Heilige Gees 'n opdrag gee, beteken nie ja, ek sal dit doen nie. As jy dit nie dadelik doen nie, is dit ongehoorsaamheid. En hy sê juis vir ons, moet my nie bedroef nie. As ek vir jou sê om iets te doen, doen dit. Dis wanneer jy die Heilige Gees gehoorsaam, dat die goddelike geleenthede wat hy jou aan gaan blootstel, ongelooflik gaan word. En daarom, sorg dat jy saam en in die omgewing van mense is, wat op die Gees ingestel is. Leef so. Gaan soek hulle. Want weet jy wat? As jy saam met hulle beweeg, gaan hulle vir jou ook inspireer. Gaan die Gees julle almal inspireer. Hou dagboek. Skryf joernale.
oor jou gebede, jou gedagtes wat die Heilige Gees met jou deel. Dit help om dinge in beter perspektief te stel. Dit help om dinge beter te verstaan wat hy besig is om jou op jou lewenspad mee te lei. En dan vas. En ek dink baie van ons besef nie, vas is 'n opdrag. Vas is nie maar iets wat ek kan doen as ek iewers te veel geëet het nie. Vas beteken, ek moet by God uitkom. Ek moet gaan sit en luister. Ek moet moeite doen om dinge wat my wegvat van hom af, sosiale media, koffie, wyn, maak nie saak wat nie. Vat die lekkertes uit jou lewe uit vir 'n week. En gaan fokus op hom. En dan gaan jy nie anderster kan as om te moet getuig van dit wat hy in jou lewe doen nie. Dit kan ons geloof so ongelooflik versterk om vir ander te gaan vertel wat die Here, wat sy Heilige Gees in my laat woon, wat die Here met my doen, waartoe hy my vat. Die Heilige Gees is nie beperk tot enige persoon of probleem of omgewing nie. Hy ontmoet elkeen van ons waar ons is. Of ons nou sukkel met dinge in ons lewens, soos angs of verslawing, finansiële druk, verlies van een of ander aard, maak nie saak nie. Sy krag is vir elkeen van ons bedoel. Elkeen wat dit van hom vra. Elkeen wat regtig by hom gaan aanklop om te sê, Heilige Gees, ek kan nie meer nie. Deur hom vind daar veranderinge plaas, soos wat ons nie gedink het moontlik is nie. En deur sy leiding weet ek en jy dat ons in sy vrese gelei word. In sy vrese gelei word juis om nader aan die almagtige God te kan beweeg. En aan die uiteinde is 'n persoonlike verhouding dit wat hy tot stand bring. En geliefdes, met my hele hart wens ek dit vir elkeen van julle. Vir elkeen van ons. Mag hy vir ons genadig wees. En mag hy sy Gees ook gee vir ons wat so begeer om werklik te doen wat hy van ons vra. Amen. Vanaand wil ek vir julle vra. In stil gebed, daar waar jy is, dat jy bewustelik vir die Heilige Gees sal vra om met jou te praat. Gister het ek 'n ge-WhatsApp met 'n vriend van my daar in Pretoria. En hy is uit 'n charismatiese omgewing en hy eintlik, hy was bewus dat dit Pinkstertyd is. Maar sy woorde aan my is, Hein, my hart breek vir die manne van Suid-Afrika wat moet na die Here toe terugdraai.
En ons ook as 'n klein groepie hier vanaand moet weet dat die Here elkeen van ons manne roep om werklik terug te gaan na hom toe. Deur sy Heilige Gees wat ons nodig het om op te staan vir hom. En sy woord aan my is die volgende: niks. En ek kan nie anders as om saam te stem nie. Niks anderster gaan ons red nie. Sy Heilige Gees is aan die werk in ons. En ons moet dit nie misken nie. Sy Heilige Gees wil ons lei, wil ons vul, wil ons leer. Ons moet dit nie teëstaan nie. Maar ek wil graag vir jou geleentheid gee om vanaand 'n paar oomblikke intens die Heilige Gees in persoon te praat. Miskien vir hom te vra om uit te wys waar daar plekke is wat nog die eie ek regeer. Kom ons vra vir hom ook om vir ons baie spesifiek elkeen mee te praat. Dit geleentheid.
Gees. Vergewe ons daar waar die eie ek nog te veel regeer. Dankie dat ons u vrede kan ervaar, wat alle verstand te bowe gaan. En dankie dat ons kan weet, ten spyte van ons swakhede, dat u in elkeen van ons aan die werk is. En daarom verander ons soos u wil. Ja, maak ons bewus van u teenwoordigheid en help ons om werklik te groei, te gaan soek in die woord, sodat ons kan verstaan. Ja, dat u vir ons daardeur nie net kan leer nie, maar ook kan lei. En dankie dat ons kan uitsien na dit wat ons nog nie eens van kan droom nie. Dankie dat u met ons besig is. Om Christus wil alleen. Amen. Kom ons sing 'n laaste lied saam, lied 440, die eerste en die 4de verse saam. Vriende, mag julle uitsien na 'n wonderlike tydjie saam met die Heilige Gees. En mag jy onthou wat op hierdie T-shirt staan. Dat elkeen van ons nog meer aan onsself moet sterf. Nog meer vir hom ruimte gee om ons lewens te kan beheer. En daarom ontvang sy seën en gaan in sy vrede in. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sal met elkeen vir julle wees. Amen.